Blok met 'n massa van 5 kg is in rus op 'n ruwe horisontale oppervlak. Wanneer 'n konstante krag F met 'n grootte van 18 Newton op die blok teen 'n hoek theta met die horisontaal inwerk, ervaar die blok maksimum statiese wrywing. Ons begin met Newton se tweede bewegingswet. Nou om dit vir jou maklik te maak, onthou dat Newton se tweede bewegingswet neerkom op F net gelyk aan ma en jy kan dit natuurlik herskryf as A gelyk aan F net op m. So as jy dit in woorde moet skryf, dan sê jy wanneer 'n netto krag op 'n voorwerp inwerk, versnel A die voorwerp in die rigting van die netto krag teen 'n versnelling direk eweredig aan die krag en omgekeerd eweredig aan die massa van die voorwerp. Daar is natuurlik uitsonderings, maar Newton se 3 bewegingswette as ook die universele gravitasiewet word baie gereeld gevra in graad 12. Hierdie tweede bewegingswet is al 6 keer in die laaste 10 jaar gevra. Teken 'n benoemde vrye liggaamdiagram wat al die kragte wat op die blok inwerk toon. Hierdie vraag tel 4 punte. So ons gaan 4 kragte inteken. Eerstens is daar die toegepaste krag van 18 Newton. Dan is daar statiese wrywing wat na links inwerk op die blok. Let daarop dat ons bevind in 'n situasie waar daar 'n maksimum statiese wrywingskrag ter sprake is. So hierdie blok is op die punt om te begin beweeg. Volgende is die normaalkrag wat loodreg op die oppervlak is, Fn. En laastens het ons die gewig wat reguit afwaarts is. Ons dui dit aan met Fg. 4 punte, 4 kragte. Bereken theta as die horisontale komponent van die krag 15 Newton is. As ons 'n driehoek visualiseer, dan het ons die skuinsy van 18 Newton en die horisontale sy van 15 Newton. So nou moet ons theta bereken met die aangrensende en skuinsy. Ons maak dus gebruik van cos. Cos theta is aangrensend 15 Newton op skuins 18 Newton. So theta is gelyk aan 33,56 grade. 2 punte, dis 'n eenvoudige trigonometrie berekening. Bereken die statiese wrywingskoëffisiënt as die horisontale komponent van die krag 15 Newton is. Nou, om sake vir ons te vergemaklik, kom ons bereken die gewig van die blok. So, Fg is gelyk aan mg en die massa is 5 kg en gravitasieversnelling is 9,8, so dit gee vir ons 49 Newton. Die horisontale komponent is reeds vir ons gegee as 15 Newton. Kom ons bereken nou die vertikale komponent van die toegepaste krag. So pleks van 18 Newton teen 'n hoek van 33,56 grade gaan ons daardie enkele krag in sy horisontale en vertikale komponente opbreek. Ons het weer ons driehoekie. Vir die vertikale komponent werk ons met die oorstaande sy en die skuinsy. So ons kan gebruik maak van sin. So sin van 33,56 grade is gelyk aan oorstaande, dit is Fi op skuins en dit is 18. So die vertikale komponent is 18 maal met die sin van 33,56 grade en dit is 9,8
9,95 Newton. Jy sou natuurlik ook met tan kon gewerk het, oorstaande op aangrensend, dis uit en uit jou keuse. Maar die vertikale komponent van die toegepaste krag is 9,95 Newton. Hier kan jy nou duidelik sien, die 18 Newton is vervang met die horisontale en die vertikale komponente. En dit is nou maklik om die normaalkrag te bereken, want die som van die normaalkrag en die vertikale komponent van krag F is gelyk aan die gewig van die blok. So, wat kan ons sê? Ons kan sê Fg is gelyk aan Fn plus Fi. Ons soek Fn, so die normaalkrag is gelyk aan Fg, wat dan nou 49 Newton is, minus Fi, en Fi is 9,95. So die normaalkrag in hierdie geval is 39,05 Newton. Van jou formuleblad af het jy die formule vir die maksimum statiese wrywingskrag. Die blok staan stil, so die statiese wrywingskrag gaan gelyk wees aan die horisontale komponent van F. So Fs max gaan 15 Newton wees. Ons wil die statiese wrywingskoëffisiënt bereken en ons vermenigvuldig dit met die normaalkrag wat ons so pas bereken het, en die normaalkrag is 39,05 Newton. So nou kan ons statiese wrywingskoëffisiënt bereken. Dit gaan gelyk wees aan 15 gedeel deur 39,05 en dit gee vir ons 'n waarde van 0,38. Theta word verklein terwyl die grootte van krag F konstant bly. Hoe sal die wrywing wat op die blok inwerk beïnvloed word? Kies uit toeneem, afneem of bly dieselfde. Verduidelik die antwoord. Nou, hierdie vraag het 4 punte getel. En dis so klein bietjie meer tegnies as wat jy dalk mag gedink het. So, om hierdie rede het ek 'n aparte video gemaak om hierdie vraag te beantwoord. Jy sal wel met my saamstem dat tot op hierdie punt, die eerste 13 punte, heel doenbaar was. Nou kyk gerus na deel 2 om te bepaal of jy ook die laaste 4 punte van vraag 4 kon regkry.